Eerste jaar skool gehou in 'n skool wat so seker 80% moslim is. En op daai stadium was ek baie sterk beïnvloed met feminisme. Ek kan self en ek gaan verdien en ek gaan nie afhanklik wees van 'n man nie. En daar my eerste ontmoeting met Islam. My man was in die Londen bomme, die 2005 Londen bom. So die bomme was op die Piccadilly lyn. Yes. En op die trein wat my man elke oggend vang in werk. Ja. So ek het daar skool gehou en toe kom die seuns en vra vir my, Miss, did you speak to your husband today? Ek sê no, ek het klas. Ja. En dis al die netwerke af, selfoon, ons kan niks bel nie, ons kan niks sien nie, jy kan niks op die TV's is net af, daar's niks nêrens kontak nie. So daai oggend het ek gedink my man is dood. En die een dag toe probeer sy my oortuig om oor te gaan na Islam toe. Regtig. En Maar imagine as jy daai vigor kan toepas in die manier hoe jy godsdiens uitleef, nie om mense te gaan bom nie, verstaan, maar jy hoor wat ek sê en ek dink dit is iets waarna ek glo enige Christen kan leer van hulle, van hoe toegewyd hulle is. 3 jaar later gaan ons die Kololo toe en ek gaan wasgoed en daar was 'n moslim man en sy vrou wat ook wasgoed was en hy staan in die deur en as ek na hom kla en hulle probeer my oortuig om oor te gaan Islam te weer. Hoe crazy is dit? En ek staan daar en soos obviously is die Here besig met iets hier. Maar daar het ek nie geluister die eerste keer nie. Niks verder gedoen ek net sleg gevoel. En dan kom hy dan sê hy is die Bybel nie net fiksie nie. Hoe weet ek die Bybel is nie fiksie nie? En ek sê ek weet nie hoe om te antwoord nie. En het Jesus nie net flou geval nie. Hoe weet ons Jesus is nie net flou geval en opgestaan die volgende dag? Ek is bereid om my lewe neer te lê sodat jy die waarheid kan kry. Ek is bereid om myself te verneder sodat jy die waarheid kan kry. So my kind het vrae gevra. Die moslems het vir my probeer evangeliseer en ek kon niks doen nie. Ek sê evangeliseer, oortuig van hulle religie. En toe sit ek in die kerk en daar hoor ek van Bible College. Maar wat glo hulle dat hulle so sterk voel? En hy praat toe van apologetics, apologetiek. En toe ek al sit, toe besef ek dis wat ek nie kon doen met die moslems nie. En dis wat ek nie kon doen met my kind nie. Julle, goeiemôre. Baie welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. En soos ek beloof het aan die begin van die jaar gaan ek probeer om meer dame gaste te kry. So ek is bevoorreg vanoggend om nog 'n dame in die ateljee te hê. Ek gaan ons praat net voor die tyd daaroor. Ons gaan probeer om so suiwer as moontlik Afrikaans te praat, maar julle moet asseblief maar net begrip hê en genade hê met ons want ek lees Bybel in Engels, haar bediening is in Engels en so ons gaan 10 'n paar Engelse references maak, maar nie te min vir die van julle wat my nie ken nie en nie die show ken nie en vir die eerste keer is baie welkom. Ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van die Hansman Show en hierdie show bestaan om mense te bemoedig, mans, vrouens, wat ook al, om stories te deel en ons so unofficially baseer dit op wat in Openbaring staan wat sê they will overcome the enemy by the blood of the lamb and by the word of their testimony. So ons glo testimony is ongelooflik belangrik en so hier deel ons stories en vir die van julle wat weer terug is, baie welkom terug. Like asseblief die video, los ons 'n opmerking en subscribe as jy so gelei voel. Dit help ons natuurlik om die video voor meer mense te kry. Maar vanoggend het ek 'n spesiale gas wat voorgestel is aan my deur 'n ou loyale vriend van die Hansman Show. Hy was 'n paar jaar een van my eerste gaste gewees op die kanaal waar dit op 'n punt was waar ek net vriende gehad het wat kon kom op die show. En dank Vader, ons is al verby daai punt en ons begin nou blootgestel word aan meer mense en 'n meer verskeidenheid van mense en mense uit verskillende bedieninge en dit is vir my so beautiful om al hierdie broers en susters in Christus te ontmoet en te sien hoe lief hulle is vir die Here, maar die belangrike ding om te verstaan is elkeen van ons het 'n storie. Ek was nie altyd ek is dalk nog steeds nie, maar ek was nie altyd hierdie voorbeeldige Christenman gewees nie. Ek het 'n lewe gehad voor ek 'n lewe saam met Christus ingetree het en ek was 'n vuil goed en as jy daar is,
dis alright. En dis nie te laat om na Jesus toe te kom nie. Net so vinnig gerand vir julle. Ek het gister weer 'n video gekyk van 'n ou wat sê, actually, jy weet daai moordenaar, daar was 'n moordenaar in Amerika. Dit was nie Ted Bundy nie. Dis een van die ouens wat nog geleef. Ek kan nou nie onthou wat die clown ou was, wat na die kinderpartytjie, maar in elk geval ek kan nie sy naam onthou nie. Ek kyk 'n testimony van hom. So vinnige videoetjie wat hy sê, na 10 jaar in die tronk, na hy hoeveel kinders en mense vermoor het, kom maar 'n random ou na hom toe in die tronk en sê vir hom, God het hom gestuur om vir hom te sê hy het 'n plan met sy lewe. En hy sê dis so, in daai oomblik is hy net so, whatever. Jy weet, en daai aand, en hy sê, whatever, ek het dit al so baie gehoor, en daai aand gaan hy op sy knieë 12 uur, sê hy in sy sel, en hy sê vir die Here, as U real is, soos openbaar jou self aan my. En hy sê, en die Here breek hom net daar so. En hy sê, hy so cool, en hy sê, want ek het geglo, en dit is, ek dink so baie keer 'n leuen van die vyand wat ons glo, dat ons nie goed genoeg is nie, of God is kwaad vir ons, of God wil ons nie vergewe, of hy kan ons nie vergewe nie, wat ons gedoen het was so erg. Maar sorry julle, ek het nog nie eens vir Suzette voorgestel nie, en die praat ons al, maar ek wil net vir julle sê eintlik, geen nie om wat jy gedoen het nie, geen nie om wat jy doen nie, geen nie om waarmee jy besig is nie, jy is nie buite bereik vir God se genade nie, glo my. En as jy my nie glo nie, gaan kyk van die vorige episodes, van die ouens wat al op hierdie show was, van ouens wat verslaaf was aan dwelms, ouens wat moord gepleeg het, ouens wat tyd in die tronk spandeer het, you name it. En hulle is gered. So, in elk geval, kom ek verwelkom my gas julle. Suzette, Alice, né? Ja. Baie dankie dat jy hier is en baie welkom. Dis lekker om jou hier te hê. Ek gee maar so altyd 'n handdrukkie. So net om dit amptelik te maak. Ek ken vir Suzette nie, en soos julle gehoor het, 'n vriend het haar voorgestel aan om te nooi op die show, so dis weer een van daai gesprekke wat ek net lekker saam met julle gaan reageer en ons net lekker gaan chat en haar storie gaan hoor. So ja, julle ken die drill, ons gaan nie vir julle kyk die hele tyd nie, ons gaan met mekaar gesels, maar ons is dankbaar julle is hier. Suzette, baie welkom. Dankie, waardeer Adrian. Lekker om jou hier te hê. Nee, wat 'n voorreg. Vertel ons 'n bietjie van jouself, of gee vir ons net so 'n vinnige inleidingkie, van wie jy is, jou agtergrond, waar jy vandaan kom, en dan kan ons verder gaan. Vinnige agtergrond. Wel, amper 50 jaar. Ja, so vinnig soos wat jy kan, maar laat die gees op lei. Ja, geleer in Bible College, as mense vra wie jy, dan gaan ons op ons titels, ons rolle, ons titels, en wie ek eintlik is 'n daughter of the King Most High. Amen. En so wie ek glo in Jesus Christus, hy het my kom red, hy is my redeemer, en ek is vir ewig dankbaar vir wat hy kom doen het. So ja, wat 'n voorreg om my witness, my getuienis te kan kom gee vandag. Ja, dis cool. Ek is gebore in Pretoria, groot geword in Pretoria, en toe is ek Stellenbosch toe, en van daar af Londen toe, en teruggetrek reg langs my ma in na kom ek huis toe. Jou man was seker thrilled geweest. Weet jy, hy is weer uit die Vrystaat uit, mekaar ontmoet in Stellenbosch, maar op sy farewell party toe hy terugtrek Bloem toe. So en van daar af is hy Londen toe en ek toe nou agter hom aan. En getroud, en toe ons nou terugtrek, toe is waar gaan ons? En hy het gedink nooit Gauteng nie, en hy sou gereeld sê, hy het nooit gedink ek kan so lekker bly in Gauteng nie. So ja, hy is toe nou regtig nie eers 'n grapender gewys, baie tevrede om 'n Gautengeling te wees. Ja, en ek het, my ma was 'n gelowige, is 'n gelowige, en my pa nie noodwendig nie, en so my ma het ons kerk toe gevat, so ons het 'n kontrasterende, my pa het baie hard gewerk, en hy is landmeter, so wat ver gewerk ook, en hulle is toe op die eind geskei, so toe is ek uit 'n geskeide huishouding uit, maar ek, oupa en ouma was gelowiges, is nou al oorlede met die Here, maar ek onthou, hulle het op 'n plaas gebly, en dan as ons gaan kuier, dan hoor ons hoe lees hulle Bybel en bid hulle, as ons gaan slaap, en as ons wakker word, lees hulle Bybel en bid hulle. En ek onthou die veiligheid, die sekuriteit wat ek ervaar het, in hulle wat glo, en oupa was baie streng, hy
was regtig 'n streng man. Ja. Jy het geweet jy moet nie nonsens maak nie Yes. en luister as ek praat. Yes. Maar dit het nie vrees veroorsaak nie, onsekerheid nie. Ja. So ja, is deur kerk en is aangeneem en ek onthou nou getuig ek maar net die rok wat ek gedra het was my belangriker as dit wat ek gaan sê voor 'n gemeente. Maar ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad op 'n uitreik. Ons het die uitreik gaan doen, maar ek het die ontmoeting gehad met Jesus. Ja. Maar ek nie verstaan nie. Ja. Ek nie verstaan wat daar gebeur nie en ek nie verstaan wat die pad van daar af behels nie. Yes. Ek het nie die evangelie verstaan nie. Yes. Voor jy in jou ontmoeting met Jesus inkom, nee, het jy en jou man in Pretoria of in Stellenbosch ontmoet? Nee, in Stellenbosch toe nou. So is hy 'n Kaapenaar? Nee, hy's 'n Vrystaat. O, 'n Vrystaat, ekskuus. Ja, hy het groot geword in die Vrystaat. Ja, hy het baie getoer. Sy pa was 'n skoolhoof, maar in apartheid daar in nie blanke onderwys. So, hy het in nie blanke onderwys gehad. En hy's in Kokstad gebore of Kroonstad en toe Kokstad getrek en in Natal en dis hulle terug Bloemfontein toe hy op hoërskool is. So hy is ou koffie, hy daar geswat en toe is hy Kaap toe hy gaan werk. En ek het hom toe ek het saam met sy suster, ek het was ek aan 'n rin terwyl ek geswat het en vir finansiële redes. En het ek hom ontmoet by sy farewell party. Toe gaan hy terug Bloem toe. Toe het ek hom ontmoet en daar het ons toe nou seker 'n jaar later begin uitgaan. En ek het net gesê ek het onderwys geswat op Stellenbosch, verbruikerstudie met onderwys. En toe het ek net studentelening gehad en toe het ek van die gesê ek wil oorsee gaan en my studentelening gaan afbetaal. En toe het hy aansoek gedoen vir werk want toe besluit hy bly nie alleen in Suid-Afrika as ek Londen toe gaan nie. Toe kry hy voor my werk. So toe is hy oor en my graad klaar gemaak en toe is ek oor. En toe is ons getroud, Julle het daar getroud? Nee, ons was daar, maar ons het hier ons troue gereël. So ons het in Franschhoek kom trou. Lekker. Vir familie het ons gedink sal kom, hulle sal afgaan Kaap toe vir die troue en die vriende was meestal toe nou in die Kaap. Dis ons in Franschhoek getroud en die tuinroete gedoen as honeymoon en toe nou weer terug. So ons het nie troukoek gehad nie, ons het besluit wat maak ons met 'n troukoek? Ons het chocolate truffles gehad. Okay, dis cool. Ja, want dit was my volgende vraag. Hoekom is julle in Londen toe? Maar hoe lank was julle toe in Londen? Hy was toe nou basies 14 jaar en ek was 13 jaar daar. En dit het begin met ek 'n studentelening afbetaal en toe hy het 'n werkspermit gehad en toe het ons gebly en gewerk en ons het 'n huis gekoop. Toe ons getroud is, het ons by ons huis koop en ek onthou ons kon groter koop en ons het kleiner gaan koop. Nou hier is dit 'n 2-slaapkamer woonstel. Daar is dit huis. Ons hele huis. So huise wat so 'n ry is op mekaar is. Wat is so 'n movie met Hugh Grant? Ja, in Notting Hill. Ja, nou ons het die kleiner baba weergawe van dit ook. Maar ek dink altyd dat daai huis is. Presies dit. En maar ek sê ons het geweet dat ons nie daar wil ewig wees in Londen bly nie. En het julle van julle kinders daar gehad? Al drie. Al drie daar. So het hulle Britse paspoort. Ja, ons het almal. Ek sê we've paid our dues. Ons het ons tyd gedoen. Londen was gaaf met ons in baie maniere. Ek kan nie sê dit was ons sou nie so lank daar gebly het as dit daglik was nie. Maar ons was altyd foreigners. Ons was altyd ek onthou as 'n onderwyseres moes jy altyd ek het ervaar dat jy moet bewys dat jy geregverdig is om daar te wees. Jy vat nie iemand se pos nie. Jy is gekwalifiseerd en jy is vaardig in dit wat jy doen. Maar selfs onderwys, die Here het my toegelaat dat ek gaan onderwys swat. Toe ek het ingekom vir die eetkunde en onderwys in Stellenbosch en ek het die dag toe ek registreer toe ek uitstap te vra my ma so wat gaan jy swat? En want op daai stadium en dis nou baie jare terug. Amper 30. En het almal vir my gesê net nie onderwys gaan doen nie, daar's nie geld in nie, daar's nie 'n toekoms nie. En toe het ek gaan onderwys swat. En maar die Here het geweet die pad wat hy met my stap vir wat ek vandag doen. So onderwys toe nou daar en kinders gehad. Ja, en so ons het paspoorte, wonderlik. Nie dat mens nou Engeland toe wil gaan nie, maar nee, ek verlang nie mense, ek verlang nie plek nie. Nee, ek hoor jou. Nee, Adrian meer gereeld
ry, kan as ek oorweldig, emosioneel, net van dankbaarheid dat die Here toegelaat het dat ek mag terug wees in Suid-Afrika. So, nee, ek is gek oor ons land. Dis so cool. Maar hoe het dit gebeur dat jy teruggekom? Ek weet julle het nou, dit was julle plan, maar nee, dit was nie ons plan nie. Ons het net onbewustelik, het ons duidelik nie daar wou wortels skiet nie. So ek het skool gehou, ek het so 11 jaar skool gehou, en dis ook deel van my getuienis. Ek het die eerste jaar skool gehou in 'n skool wat so seker 80% moslim is. En dan die ander 20 is van Afrika lande af, baie asylum seekers. Regtig? Is dit in Londen self gewees? In Londen, die ooste, so East London. Yes. Hulle het ook 'n taal wat hulle onder mekaar praat, wat Cockney genoem word. Yes, ek het al, my broer is in Engeland, so ek weet van hierdie goed. Nie alles nie, maar van dit is familiar. So dit was 'n verskriklike rowwe leerskool om vars uit universiteit het ek net geproef in Suid-Afrika. En dit was 'n veilige omgewing. Kaap is lekker. Dit is 'n veilige omgewing. Ek was Londen nie soveel nie. In Londen nie, in East London nog minder. Ja, ek het gehoor. En daar's ook daai goed van die soos die kid gangs en die jong mense wat soos baie wreedaardig en eintlik maar net misdadigers is. Ek vir jou gesê ek praat oor also ek wil graag verklaar oor die skool, maar dan wil ek sommer nou oor die misdadigers ons het naby aan Tottenham gebly en het ons geweld beleef. Maar die skool, het was rof, want die vak, al het ek my onderwysgraad gehad, is die curriculum anders en die vakke is anders en nou is dit Engels. So op daai stadium was Engels vir my 'n ander taal en ek het by Afrikaanse universiteit en ek moes Engels of Afrikaans 70% kry. So ek moes want altyd het ek toe nou 69 gekry. En ek moes toe nou een want nie een van my tale, so ek is ook nie taalkundig, is dit verseker nie my sterkpunt nie. En hier gaan ek skool in hierdie hoërskool. In 'n ander land. In 'n ander taal, en dan hulle praat toe nou onder mekaar nog Cockney ook. Nou, ek kan nie glad nie Cockney praat nie, maar 'n voorbeeld is hulle het gepraat van 'n jam jar. Maar dis 'n kar. Dis 'n kar. So hulle praat Engelse woorde, maar ek het nie idee wat hulle sê. Dis maar net slang, dis soos 'n slangtaal. En vir dit verstaan ek nie die taal nie, want ek verstaan nie waarvan hulle praat nie. Hulle weet van 'n kar te praat, maar hulle praat van 'n jam jar. So dit was regtig 'n rowwe tyd in my lewe, in die sin dat ek het hulle nie verstaan nie. Ek het gesukkel met Engels om myself uit te druk en ek moet 'n nuwe vak voorberei en dan is juffrou 'n nuwe juffrou. En van 'n ander land en die kinders gee jou seker ook nog 'n grief voor 'n ander land. En ek is jonk. Ek was 22 gaan op 23, so baie jonk gewees. En ek onthou net in die klas wat ek gesien het is die disrespek vir 'n vrou. En tweede dat die meisies, die vroue, die young adults, hoe hulle okay was om nie waardig te wees nie. Hoe hulle okay was om niks sê te mag hê nie. En op daai stadium was ek baie sterk beïnvloed met feminisme. Ek kan self en ek gaan verdien en ek gaan nie afhanklik wees van 'n man nie en my arme man, maar ek was beïnvloed sonder dat ek besef het met 'n filosofie, 'n hartsposisie wat ek gehad het, dat ek kan self. So daai twee wêrelde van vrou wat nie waardig is nie, 'n stem het nie, wat so kontrasterend was weer met my ander, my westerse op daai stadium worldview was materialistiese worldview. En so dit was 'n rowwe tyd en ek het toe nou Here is genadig want ek was nooit afwesig nie. Baie van die onderwys, die standaard onderwyser het ingebel 2 keer 'n week om siek te wees. Ek toe nou nie in die oggend na 11 maande by die skool. En ek hou skool toe en ek hou op pad terug. En toe het die oggend het ons nie water nie en ek kan nie stort nie en my krulhare en ek bel toe, ek dink toe nou vandag is 'n goeie dag net om te reël dat ons water het. En toe word ek uit mekaar uitgevloek oor dat ek nie skool toe gaan nie. En
daai oggend toe soek my suster was daar vir haar gap jaar saam met ons en sy soek vir my werk want sy is toe 'n kelnerin. Werk halfdag, maak meer geld as wat ek maak en hoef niks voor te berei. Staan op, borsel op, tande trek aan en gaan waiter. En almal love jou want jy gee vir hulle wat jy wil hê. En ek dink ek kan dit doen. Ek het dit gedoen op universiteit en meer geld verdien en nou het ek hierdie. En toe daai dag toe tik my man vir my 'n bedankingsbrief en my suster soek vir my werk en toe besef ek is so yes, ek moet nog getrou wees. Ek kan nie. Maar toe daai oggend toe gaan gee ek my bedankingsbrief in en ek gee toe ek gesukkel om 'n kontrak by hulle te kry. Lang storie. En ek gee toe nou kwartaalkennis. Ek sê ek sal my kwartaal werk dat hulle tyd het om iemand anders op my plek te kry. En en daar het hulle gesê ek mag nie gaan nie en ek sê ek gaan. En daar het die Here vir my ander pos gegee en ek het toe nou by 'n seunskool, 'n grammar school ingekom en heerlik daar skool gehou. En ek was oor die 10 jaar daar. Wat ek Was dit 'n private school? Dis nie, dit is 'n staatskool. Maar die skool was op daai stadium 400 jaar oud. Baie tradisie. En dit is letterlik die oupas se oupas was daar en so die affies van Island. Ek wil amper sê die boys en dit lyk ook so. Dit is regtig jy moet saam en staan saam. En dan soos die hoof was op daai staan, hy was 'n ou boy. En so dit was ook rof, maar wat die rol toe nou verander het is 20% was uitdagend en 80% was nie. En dit kan mens hanteer, dis tieners. Dit was my journey en daar het ek net besef my eerste ontmoeting met Islam en mense wat in die Islam geloof is en glo en net daar het ek besef ek kan dit nie doen nie. En my man was in die Londen bomme, die 2005 Londen bom. So die bomme was op die Piccadilly lyn. En op die trein wat my man elke oggend vang in werk. So ek het daar skool gehou en toe kom die seuns en vra vir my, Miss, did you speak to your husband today? Ek sê no, ek gee klas. En dus alle netwerke af, selfoon, ons kan niks bel nie, ons kan niks sien nie, jy kan niks op die TV's is net af, daar is niks nêrens kontak nie. So daai oggend het ek gedink my man is dood. Dis rof. En weer divinely purpose, was hy daai oggend vroeg en het hy met sekondes die trein voor dit gevang. Toe was hy op die trein net voor die een wat die bom ingehaal het en daar het ek net dit weer Islam en 'n geloof wat hulle so sterker voel dat hulle sal sterf vir hulle geloof. En weer besef dit wat hulle glo en ek het groot geword as 'n Christen en ek het die boks getik ek is 'n Christen en op daai stadium so Stellenbosch was ek 2 keer in die kerk. Baie condemned gevoel en baie skuldig, shame and guilt vir al my swak keuses en ek onthou jare daarna so jare na die Here vir my gesê het 'n ander platform vir my om te dans. So ek doen nie bediening in clubs nie want dis van waar ek kom. Hy daar op tafels so dans wat ek nie wil dans nie. En die Here my kom red van dit en so toe ek nou gekonfronteer word met Islam. Skool gehou, my man en ek het toe besef maar wat glo hulle dat hulle so sterk voel. En ek het toe skool gehou en toe my dogter gebore, my seun is gebore, toe ek terug skool toe. En toe my dogter gebore is, toe ek soos ek kan nie, ek wil by die huis wees by my kinders. Toe registreer ek as 'n childminder. So toe het ek 'n skooltjie by my huis gehad. Kinders 5 jaar en jonger en ek het jy moet geregistreer wees en hulle kom evalueer jou en jy moet rekords indien en toe het ek gechildmind by die huis en elke dag hulle paartjie toe gevat en daar het ek weer 'n vrou ontmoet wat moslim is, vriendelik met haar gewees en so het ons begin gesels. En die een dag toe probeer sy my oortuig om oor te gaan na Islam toe. Regtig. En sy haal die Koran aan en sy ken Mohammed en sy geskiedenis en die geskiedenis en al boeke aan Allah en wie weet wat. Maar hulle moet, né? Dis deel van hulle geloof en dis nie vir my die slegte deel van hulle geloof nie. Dat hulle so toegewyd is nie. Die toegewydheid is beautiful. Die extremism is nie beautiful nie, natuurlik.
Maar imagine as jy daai vigor kan toepas in die manier hoe jy godsdiens uitleef, nie om mense te gaan bom nie, verstaan, maar jy hoor wat ek sê, en ek dink dit is iets waarna ek glo enige Christen kan leer van hulle, van hoe toegewyd hulle is. Ek en my Barber is 'n moslim, ek en hy praat baie oor die Here, en hy vra my baie vrae soos oor Jesus, en soos wat glo ons, en die Heilige Gees, en sulke staf, en ons stry nooit nie, maar sy toegewydheid aan sy geloof is vir my beautiful. Ek kan sien daarso is twyfel en nuuskierigheid. So wat 'n goeie ding is. Maar ek bou nou eers relationship met die ou, en as ons nooit regtig die gesprek gaan hê nie, dan is dit okay, dan is dit nie my plek nie, maar ek sien die Here werk in sy hart. Maar want dis soos die woord van God, die Bybel sê the word of God never returns void. So ek glo enige ding wat ons spreek in die wêreld uit die woord uit, daai ding werk, want die woord is lewend en kragtig. Nie ons nie, die woord is lewend en kragtig. So waar ook al jy gaan, al praat jy nie die woord, die skrif werk op sy eie, en die Heilige Gees oortuig. Ons is eintlik net messengers, right? Maar ja, sorry, ek gaan nou hier op 'n ander reg, dis presies dit, want toe daai vrou kon ek nie met haar deel nie. Ek kon nie met haar gesels nie. Ek het nie geweet wat om vir haar te sê nie. Want jy ken nie jou Bybel nie. Want en toe, dit was die eerste keer wat ek so 'n bietjie 'n warm klap gekry het, en ek onthou ek wegstap te gloei my ore. Want op daai stadium was ek hoof van die kinderbediening in die kerk in Londen. En ek weet nie hoe om die evangelie te deel nie. Ek weet nie waar begin ek nie. En dis eintlik die basic, né? Dis die Great Commission. Wat glo jy? Wat glo jy? En ek het daar weggestap en het regtig geflus op my wind uit my selle is, en ek weet nie waar om te begin nie, en ek weet nie waar, en al wat ek kon sê is, my God is a loving God, He asked me to love, yours not. Verstaan, op daai stadium was ek gekonfronteer met die dood wat oor 'n vrou gespreek word, en die dood wat jy jou lewe moet, of jy moet letterlik 'n bom aan jou plant, met 'n hoop vir iets wat nie waar is nie, en die dinamika daarvan, en dit is presies wat jy sê, dat hulle so oortuig is van iets wat nie waar is nie, dit het my regtig net ontstel. Maar Deception is powerful. The fallibility of my heart was, ek het niks daaromtrent gaan doen nie, niks. Ek het baie sleg gevoel, en dan weggestap en niks daaromtrent gedoen nie. En die teruggetrek 3 jaar later, gaan ons die Kololo toe, en ek gaan was goed, en daar was 'n moslim man en sy vrou wat ook was goed was, en hy staan in die deur, nou is ek nou klaar, en hulle probeer my oortuig om oor te gaan Islam te weer. Hoe crazy is dit? En ek staan daar, en soos obviously is die Here besig met iets hier. Maar daar het ek nie geluister die eerste keer nie, niks verder gedoen, ek net sleg gevoel. Maar nie eers bietjie gaan opswaat niks verder gedoen nie. Ek is op my wieltjie. Die trein, die choo-choo is aan die gang, kan nie huis stop nie. Ek childmind, en ek hou sonnaskool, en ek werk die materiaal uit, maar die materiaal is Noag in die ark, en net stories. Ja, en ons kleer in, en ons speel lekker. Kinders moet hou van kerk toe kom. En daar probeer my oortuig, en hulle sê toe iets van, hulle kinders hoef nie hoërskool toe te gaan nie. Nou die hoërskooljuffrou in my is soos, hoe kan jy kind nie laat skool gaan nie? Matriek is so belangrik. Wat doen jy in Suid-Afrika sonder matriek? En die ander ding, hulle gaan na 'n moslimskool in Johannesburg. Ek sê toe, en hulle toekoms, waar gaan hulle werk kry? Materialistiese worldview, wat ek nie eers geweet het van worldview op daai stadium nie. En hulle sê, ons sorg vir ons kinders, ons gee vir hulle besighede, hulle sal nooit hoef te worry oor geld nie. En ek staan daar as mamma, wat hierdie holistiese, my kinders moet goed doen akademies, hulle moet skool gaan, want dan is daar 'n toekoms vir hulle moet sport doen, hulle moet akademie, kultuur doen, hulle moet musiekinstrument kan doen, en hulle moet redenaars doen, en, want dit is mos wat nou belangrik is, dit is mos belangrik. En daar kry hierdie juffrou net weer 'n vet klap om te sê, wat is regtig belangrik? Hulle heg soveel waarde aan die Koran, en dat hulle kinders die Koran moet ken. En daai dag is my wind weer uit my selle uit, want nog steeds kan ek net sê, my God is a loving God, He wants me to love.
En dis al wat ek kan sê. En daar die Here net vir my kom sê, as ek nie, en dan moet ek bysit my kind, so dit is my encounters met Islam en my seun, lees ons na Bybel elke aand, want dis mos wat jy doen. My seun het terselfdertyd het hy my vraag gevra, en hy, jong, dan lees ons van, is dit nou die oudste? Dis die oudste, ek het net een seun. Ja, die oudste seun. En hy was besig toddler, besig. Mamma moes ouerskapskursusse gaan doen en om te weet wat te doen. Hy besef toe is dit jou geen of jou man se? Nee, dis verseker myne. En dis dit as 2 sterk persoonlikhede wat moet besluit wat is reg en wat is nie. Maar wat hy gevra het is hoekom. Sy gedrag het gewys, as hy verstaan hoekom, dan sal hy luister. Ek moet nie net sê want ek sê so nie. En dit was wat ons mee gesukkel het, maar ek loof die Here vir hom. Ek is so diep dankbaar vir my kind, want in dit het ek besef, ek kan nie net vir hom sê dis waar nie, en hy gaan dit glo nie. So hy het gevra in skepping, maar wie het God geskep? Dus ek so, nog nooit oor gedink nie. En dan het hy... toe het jy nog nie die termes geken van uncaused, first cause, en seker goeders. Causality, en toe outside of time, space and matter, verstaan daar niks daarvan geweet nie. En niks van apologetiek geweet nie, nog nooit daarvan gehoor in my lewe nie. En so het hy toe nou ook gevra, later, hoe kan God so wreed wees? So baie mense doodmaak, en ek kon dit nie antwoord nie, en hulle het op 'n baie vroeë ouderdom leer lees, en dan het hulle van die verskillende genres van boeke geleer. En dan kom hy dan sê, is die Bybel nie net fiksie nie? Hoe weet ek die Bybel is nie fiksie nie? En ek sê, ek weet nie om jou te antwoord nie. En het Jesus nie net flauw geval nie? Hoe weet ons Jesus nie net flauw geval en opgestaan die volgende dag? Hoe oud was hy? So die vrou het begin hier by 3-4, ek onthou baie goed, wie het God geskep, was hier 3-4. Die wrede God was meer hier by ouderdom 8. Was hy toe nog, was julle toe nog in Londen? Ons het teruggetrek toe hy agter, so die wrede God was hier in Suid-Afrika al. So ons het teruggetrek toe hy 2014. So hy was graad 2. Dit is net vir my interessant dat hy sulke diep vrae vra op sy ouderdom, en soos, ek wil nou nie profeteer oor jou kind nie, maar ek voel die Here het 'n groot roeping op hierdie man se lewe. En sonder om nou dit profeties te sê of iets, ek voel net soos as God, as hierdie vrae begin prikkel, so op so ouderdom, moet daar ietsie wees, en die vrae kom nie noodwendig van God af nie, ek dink die vrae kom van die vyand af om hom te confuse. Maar obviously, God gebruik dit nou weer vir goed. En dis so hoe beautiful dit is. Soos what the enemy planned for evil, God turned for good. En dit is vir my so beautiful om die golden thread in jou storie te sien. En ek hoop julle kan dit ook nou al begin sien, want verstaan, maar in elk geval, dis en dit was brokenness, verstaan, ek was as ma, kinders is 'n geskenk van God, en hierdie Here my geseën met hierdie seun, en vir my en vir Nico, en ons geseën met hierdie kind, en hy vra hierdie vrae, maar dit het, hy is gedoop Pieter Johannes, Bybelname, maar ons noem hom Johan. Ons het te veel Pieters en Pieters, Johannes, Johanne in die familie, en dit is met Johan, Johan. En dit is presies wat hy doen, hy vra my vrae, en nou nog, ons sal, ek dink, ek het baie goeie verhouding met my buurvrou, en dan sy ons heftige gesprekke van, en ek dink, vanoggend toe ek hier na jou toe ry, Adriaan, toe dink ek, dit klink rof, maar my dringendheid, dat my kinders moet weet wat waar is daar's 'n dringendheid in my hart, en daar's 'n dringend, en dit begin by my kinders, en dit is dan nou by hom, dat hulle moet weet, daai blessed assurance, dis Kolossense 2, en nou ek het vir jou gesê, ek ken die Bybel meer in Engels as Afrikaans, mag ek maar vir ons skrif lees, want dit
dis regtig, en as ek dit so lees, dan sê ek so, Here, dis presies die dringendheid in my hart. In Kolossense 2 vers 1 tot 4. Ek wil hê julle moet weet, dis nou Paulus wat vir die Kolossense skryf, maar dit is, ek kan so assosieer met Paulus wat hy skryf. Moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodicea. Laodicea. Ja, Laodicea. En vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. So dit wat ek vandag doen, dis daai dringendheid wat ek het vir my kinders en vir almal anders. My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. En ek het so gehou toe jy begin het en sê dis presies wat jy op die top doen, dis om te bemoedig. En dis my hart om mense te bemoedig. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en jy het ons as broers en susters in die geloof en dis waarna ons verbind is. En saam streef na diep en volledige insig dat ons verstaan wat is waar. En dan gaan hy aan en sê sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus. En in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Ek beklemtoon dit sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie. En dis my hart vir my kind en my kinders en mense en geliefdes en die wat ek nie eers sien en ken nie, is dit my hart is dat hulle nie mislei sal word met goeie argumente of redenasies nie en dat hy die vra en dan en ek het hy was hoërskool. Kom hy by die huis en sê, mamma, moet ons nie alles besittings verkoop en dit in hele Suid-Afrika almal verkoop en dan deel ons dit gelyk op tussen almal, dan gaan die baie rykes en die baie armes, dan word ons almal middelklas. Sosialisme, dit is marxisme wat daar uitkom. Ek sê is nie. Of jy kan sien as die Acts Church, jy kan dit ook sê. Sien dit in die goeie lig van die Acts Church en ek dink soos, want dit is 'n baie moeilike konsep dink ek. Maar om terug te kom, ek wil twee goeters gaan aanspreek. Om terug te kom na die passion vir die truth, nee, is vir my soos die realiteit is, hoor in my hond. Sy chant, hoor jy. In elk geval, die realiteit is hierdie urgency in ons is nie 'n urgency wat van jou eie aard uitsprei of uit my eie wese uitsprei nie. Dit is 'n urgency wat van Christus afkom en dis 'n urgency wat ek dink so wakker word in Christene se harte nou in die liggaam van Christus. Want ek dink die tyd is naby. En ek sê nie dis môre of die 23ste wanneer dit sê 15 September. Luister nie eers dan. Ja, maar jy weet ek sê nie die rapture is in September nie, dis nie wat ek sê nie, maar ek sê die tyd is naby. En daai urgency, want daar's 'n urgency in die liggaam van Christus om mense te vertel van Jesus, om mense te vertel van die waarheid. En ek dink dit is nie, en weer eens, dit kom nie uit 'n plek van hoe kan ek dit sê, van hoogmoed uit nie, dit kom uit 'n plek van nederigheid uit, soos ek is bereid om my lewe neer te lê, sodat jy die waarheid kan kry. Ek is bereid om myself te verneder, sodat jy die waarheid kan kry. Ek gaan teen nooit weer 'n werk kry by 'n ordentlike plek, as gevolg van hierdie show nie. En ek's bereid om dit te doen. Adrian, daai bereidwilligheid en daai hart is oor dit wat Christus vir my gedoen het en in my gedoen het. So ek het leuns geglo. Ek was beïnvloed met leuns, met dit wat mense met my gedoen het, dit wat ek gehoor het, dit wat ek gesien het, en ek het daai goed waarheid gemaak en dit het my hartsposisie bepaal en ek is vry van daai leuns. En omdat ek vry is van daai leuns en ek weet waarvan ek vergewe is en van waar af ek gekom het, het ek dringendheid laat almal dit moet weet. Dit is soos, dis nie oor wie ek is nie, maar dit is oor wat Christus gedoen het in my en vir my en wie hy is. En daarom, toe jy gesê het ook, wat jy begin het, maak nie saak waar jy is nie, daar's regtig hoop. En daar's regtig 'n antwoord. En daar's regtig, en sy naam is Jesus Christus. En vir daai rede, as ek en nou wat jy sê, die opoffering wil, ons nou praat oor Islam en lewe gee, ja, ons surrender ook, en ons maak opofferings, en ons, en die opofferings is, to live as Christ and to die as gain, so dit is,
om 'n opoffering te maak en om te doen wat ons doen, dit is nie vir 'n materialistiese reward nie. Dit is net wat ek praat Romeine 2:27 tot 29 en ek paraphrase nou regtig is it's not about the circumcision of the flesh anymore. Dis nie net om die wet te hou. Ja. Jesus het die wet volmaak but it's the circumcision of the heart. Ja. So as dit gaan oor ons hartsveranderinge, dit wat ons gehoor het en gesien het en geglo het wat leuns is in ons hartsposisie geword het. Dat ons harte kon verander word met dit wat waar is. En dit is wie Jesus is en ons hoop en wie God is en ons drie enige God en dat ons 'n helper het en dat ons vry kan wees en dan kom ons besluit dit is van ons hart en dit is kom tot geloof in hom en dan begin die proses van hartsbesnydenis. Amen. Absoluut. In die teologie wêreld noem ons dit sanctification, purification, being made holy. Maar die pad begin dan net eers. En ons word eers heilig verklaar die dag as ons voor Jesus staan en sê welkom my faithful servant. En so daai die dringendheid wat ek het is oor Jesus en wat hy vir my gedoen het en deur my doen en nog steeds doen. En daarom is ek nederig want dis nie ek nie en it's not in my power by my mind. Nou Janko Stryd om sê in ons gesprek sê jy weet hy's net 'n boemelaar wat weet waar om brood te kry. En hy wil net vir die ander boemelaars vertel waar om die brood te kry. En ek is soos dit is vir my so cool view, né? Dit is baie hippie vibes, né? Maar hy sê dit en ek like dit hy own dit, né? Ja. Maar ek hou van die daughter of the king meester. Nee, verseker, maar dit is net waar ek vandaan kom. Maar dis die reality. Right? Die reality is ons is kinders van God. Ons moet daai rol in ons harte inneem, maar ons moet nog steeds optree soos 'n boemelaar, want dis wat Jesus gedoen het. Jesus het gesê as jy wil serve, as jy die belangrikste een wil wees hier in hierdie groep, moet jy jouself die laagste maak, want dis wat ek gekom het om te doen en ek was die hoogste en ek het myself so verneder om julle te kom bedien. En dit is vir my soos hoe amazing is dit? Hoe amazing is dit dat God gekom het om te serve en ek weet nie of jy daai The Chosen gekyk het nie, maar ek nou in die laaste seisoen, ek het eers baie vasgeskop in die ding en toe kyk ek dit nou eventually en toe sê ek soos dis vir my so cool, en ek weet dit is nie 100% akkuraat en so nie, maar dit is vir my so goeie depiction van hoe dit kon wees. En dit gee vir my 'n goeie prentjie, maar daai episode waar Jesus hulle voete was en hulle almal soos nee, jy kan nie ons voete was nie. Hy sê as ek nie hierdie vir jou doen, dan het jy nie 'n plek in my koninkryk nie. En ek is soos ons moet daai service accept van Jesus. En sy service aan ons natuurlik was nie om ons voete te was nie, maar om ons te was met die bloed van Jesus. Met sy bloed te was. En as jy nie daai service kan accept nie, dan het jy nie 'n plek in sy koninkryk nie. So maar Adrian, dis so awesome. Dit is receive. Very cool. Dit is net ontvang. En dit is ons hoop en dit is waar jy vir elkeen op die program wat die program kyk ook sê is, maak nie saak waar jy is nie, jy kan dit ontvang. En dit is nie werk gebaseer nie. Ek gesels met gelowiges en doen berading ook, huweliks, voorhuweliks, net berading en waar dit by kom is, ek weet ek moet, dan sê hulle, ek weet ek moet Bybel lees, ek weet ek moet, ek sê, wees, be honoring to God, net be, en hoe lyk daai being is, love God, know him, ken hom, weet wie God is, en ons kom in gebede, kom ons so maklik met ons petition list, ons sal die, gee, doen, en Timothy Keller het 'n boek geskryf, is dit Timothy Keller? Ja, Prayer, en hy het geskryf en gesê, as ons eers begin in ons gebed om die Lord of Lords, Host of Hosts, King of Kings te kom aanbid, en te weet wie hy is, dan teen die tyd dat ons vra, is dit so, kan eintlik nie dink dat ek dink hy kan nie. En omdat ek weet wie hy is, Here, u ken my hart, u is dit, dis my petisielys, maar u is groot en almagtig en u is vertrouenswaardig en u is getrou en u is wonderwerkend en dis wie u is en daarom ek bring dit na die tafel toe want ek mag en ek kan want ek is 'n kind van die lewende God
En dan is dit 'n baie nederige plek om te wees. En 'n nederige plek omdat Jesus het vir my gesterf en vir almal om net te ontvang. Ja. En dit is so cool. So dis Het ons nou jump the gun 'n bietjie. Nee, maar nee, daar was 'n baie om te deel. Hoorie, kom ons kom terug na jou ontmoet. Jy het gesê op 'n kamp. Ekskuus julle, ek moes gou 'n hond gaan stil maak. Hoorie, vertel ons van jou ontmoeting op die uitreik in die kamp en of wat ook al dit was. Laat ons so A2J. Ek nou die dag daaroor gedink het ons gaan dans en by skole en kerk en ons het die kerk het ons op 'n toer gevat. Ons het 'n uitreik Mosambiek toe gedoen. En toe ek onthou net daar ek kan nie onthou wat se dorpie ergens waar ons was, ek onthou ek die evangelie gehoor wat nou vir almal anders gepreek is. Ons is mos nou Christene wat nou kom dans en daar het ek net besef ek wil regtig die Here dien. Ek wil deel wees van sy volk. En en so belydenis dis niks aan hulle kant nie. Ek dink op daai stadium was ek doof en blind en ek het die wet gehou. So ek het gedink ek's veilig en jy was Paulus. Ek was Paulus. Jy het skubbe oor jou oë gehad, jy kon nie sien nie. En toe nou met my ouers wat geskei is en ek toe nou Stellenbosch toe het ek besef ek verstaan, nou kan ek terugkyk en sien ek het nie die evangelie verstaan nie. Ek het nie verstaan wie Jesus regtig is en wat hy vir my gedoen het nie. En daar het ek baie swak keuses gemaak en baie shame en guilt beleef en vandag weet ek die Here het ons emosionele wesens gemaak om 'n emosie te ervaar, maar dat hy ons ook kan red van daai shame en guilt. En terug toe ons in Engeland was, gedien in die kerk en ek net die leemte wat daar was om nie aktief die Here te dien nie, het ek ervaar. En teruggetrek Suid-Afrika toe. En in die kerk gesit nou, so my kind het vrae gevra. Die moslems het vir my probeer evangeliseer en ek kon niks doen nie. Ek sê evangeliseer, oortuig van hulle religie. En toe sit ek in die kerk en daar hoor ek van Bible College. En ek besef toe maar God het gesê ek ken hom nie, want ek kan vir niemand verduidelik wie Jesus nie. Ek weet nie wie Jesus nie en ek weet nie om vir my kind te antwoord nie en ek weet nie om vir die moslems te verduidelik wat ek glo nie. En maar vir finansiële redes kon ons dit glad nie doen nie. Inteendeel ons bankrotskap op daai stadium in die oë gestaar. En so ek het toe babas opgepas in Suid-Afrika, skoolklere verkoop, ons karre het permanent gebreek, ons het geloop, baie van die families het geweet as ek en die kinders loop, nou is die Liska baba op die heup en toddlers en laerskool, Sofia en Johan was laerskool en ry ons met die skooterskool toe, en laai mense ons op naand het ons gehou van stap, of ons kar werk of nie, maar mense het gedink, ons het nie 'n kar wat werk nie. En binne dit alle, en ek my sussie gehelp met rekening, en ons het net probeer gate toe stop, finansiëel, en net nie gewerk nie, en in daai tyd hoor ek Bible College, maar nou, voltydse Bible College, ek gaan nie babas kan oppas nie, gaan nie rekeninge kan doen nie, gaan nie skoolklere kan verkoop nie, gaan 'n studenterekening moet betaal, gaan vir Liska dagsorg moet kry, en waar staan ons met ons finansies? Bible College is Engels, maar my Bybel was nog altyd Afrikaans, en dan die ander is my sorg vir my kind. Ek staan nou die beste juffrou vir my eie kind. Ek staan nou 'n childminder, ek is nou geregistreer, ek weet hoe om te spelgebaseerde onderwys. En die Here sê gaan Bible College en ek het hom toe nou vertrou. Daar is daar met hy vir my kind 'n fantastiese skooltjie deur oopgemaak. Weer hulle het waglyste na oggend toe ek die hoof van sien, toe sê sy maar kom ons gaan hoor en die sekretaresse sê vir oggend in die een klas vir kinders wat in die laaste helfte van die jaar en daai jaargroep gaan 'n kansellasie gehad. Dit was in Oktober vir die volgende Januarie. En my kind is toe nou in spesifiek net daai klas. So daar die Here deur oopgemaak en ek het Bible College toe kon gaan en daar die Here vir my man 'n werk gegee waar ons skuld kon afbetaal en binne en ek kon gaan swat het en maar ek moes eers inskryf en begin. En dit was daar Here, ek vertrou U volkome dat U sal voorsien en daar Bible College eerste jaar is Bybelkunde. As jy doen wat gevra word, dan het jy die Bybel 5 keer deur gelees. So as jy lees die Bybelboek deur en dan word dit behandel in die klas en dan doen jy take daaroor. So dan aan die einde het jy dit 5 keer gedoen.
beste, moeilikste jaar van my lewe. Jy kan nie God se woord lees en hoor. En soos Johannes sê, I have heard and seen and tasted that the Lord is good. En ek het gehoor en ek het gesien en ek het geproe. En aan die einde van die jaar het ons 'n graduation, dis nou net om te sê, well dan, jy het dit gemaak en hier is jou sertifikaat. En toe die coaches wat in die klas het vir elkeen 'n prys gegee. Ek het die prys van die heiler van die jaar gekry. Ek het gehuil. Ek het gesnork soos ek huil in daai klas. Ek het uitgestap want ek ontwrig die klas so. Ek onthou in ons tweede jaar het een van die meisies sê, jy het my so geïrriteer. Maar dis waar ek so baie gehuil het. En verskriklik gehuil, maar dit was absolute genesing. Die Here kom doen net in my hart. En Bybel, en toe aan die einde van die jaar toe sê ek soos, ek is klaar, my kinders het my nodig, ek my seun gaan help leer en my dogter en toe John Grobler was college hoof op daai stadium, hy kom gesels met ons wat by ons tweede jaar en hy praat toe van apologetics, apologetiek. En toe ek al sit, toe besef ek dis wat ek nie kon doen met die moslems nie en dis wat ek nie kon doen met my kind nie. En dus ek sê, nee Here, dit was rof, dit kan nie nog 'n jaar nie met my kinders. En die aand toe kom ek by die huis toe gee soveel vir my Merita aand uitnodiging vir akademie sport en kultuur. En jy onthou nou van die moslem, die holistiese maat. En nou hier, die Here kyk na hulle, al is ek is besig om te swat. En ek dink nee, maar my seun het my nodig, Jovan het my nodig. En die volgende oggend toe kry ek so opgevrimmelde papiertjie, toe word ek vir hom ook uitgenooi met dit aan. Toe weet ek ek moet nog aangaan. En ek het gedurende my journey ek my handsak gaan vat en gesê genoeg is genoeg, ek kan nie meer nie. Dis oorweldigend. As jy hoor wie God is en wie hy is en om daai jou denke, faith and reason, om geloof en dat jy redeneer en daaroor kan dink, en die verandering, die leuns wat ek geglo het, daai hartsbesnydenis is taaf. Dit is maar dan ek my handsak gaan haal en dan gaan sit ek weer, ek sit, en hier is ek nog steeds. Dit was 2018 en hier is ek nou nog steeds besig met die self. En so sien julle ministry is dit apologetics? Apologetics SA. So ek het toe nou 3 jaar voltyds Bible College klaar gemaak en toe ek jy kan prior learning credits kry en toe ek my teologie graad klaar gemaak by South African Theological Seminary, afgekort SATS. Want jy kan jou learning credits kan ons oorvat sien toe. En toe het ek my graad klaar gemaak en toe het ons 'n bediening begin, Apologetics SA, want dis toe nou weet ek, okay, dis nou apologetiek. Het julle dit begin? Dis so cool. Ek is een van die direkteure. Dis awesome. So John Grobler. Sorry, net op dit, ek gaan jou nou vra om detail te gee. Werk julle in conjunction met ander lande se apologetics? Nou, die Here is so getrou. Tydens Bible College, so John was ons jaarhoof, ons college hoof. John Grobler. En Talita Conner was ons jaarhoof, eerste jaarhoof. En 2 wat ek skouers op staan, maar ek is in bediening saam met hulle, sal vir ewig dankbaar wees vir die Here, vir hulle wat ek by hulle leer en geleer het. En toe ons begin het met die bediening, het die Here gesê Apologetics SA, en baie mense het sê, nee, dit is 'n moeilike naam, en 'n lang naam, en dis wat die Here gesê het ons moet wees, die naam moet wees, so Apologetics SA. Min het ons geweet, daar's Apologetics Canada, en Apologetics Uganda, en Apologetics Zimbabwe, en Apologetics International. Basically everywhere, well not everywhere, mag het wees. So ons het op daai stadium gedink, ons wil die naam hê, dis Suid-Afrika, want dan kan ons hande vat met ander lande nie. Dis vir my so cool. Dis net weer eens, dis soos God is all knowing. Dit kom nie van julle af nie. Dit is net soos hy het 'n plan met hierdie hele ding, met die hele prentjie was al weer eens dit bevestig net daai ding van God sien alles voor hom. Hy is buite tyd, ruimte en materie soos jy nou gesê het. Dit is net hy sien en hy sê selfs met ons ek het jou op by jou naam geroep voor ek jou gevorm het in jou moeder se skoot en dit is vir my so
insane. Ek meen, ons kan dit nie dink nie. Louis Giglio het dit vir my so cool verduidelik. Hy het gesê, imagine, kom ons vat nou Jesus, hy was 'n carpenter. Nou, kom ons gebruik nou in konteks van Jesus wat 'n carpenter was. Die carpenter vorm, skuur, skaaf, sit die stoel aan mekaar, hy maak die stoel staan daar. Maar hy is nie deel van ons stoel. Hy is buite die stoel, hy kan op hom sit, hy kan onder deur hom klim, hy kan hom breek as hy wil. Hy kan hom in die vuur gooi as hy wil. Dis God. Nee, maar deel van sy kreatiwiteit, nee, ja, en whatever is in die stoel gevorm. So ons het deel van hom in ons en dis hoekom hy sê you created in my image. Dis sy so cool, simple analogy van hoe om God te verduidelik. Maar ja, sorry, ek hou net van wat jy sê met created in his image. En dit gaan sluit aan by 'n teksvers wat ek in Matteus, waar as ons sê ons is geskep in sy beeld, wat beteken dit? Ons is geskep met 'n doel, is om hom eer te bring. Dit is alles is for his name's sake. Dit is so ons is geskep for his name's sake. En dan Matteus waar hy sê Jesus, Matteus, laat ek nou sê 22 en weer ek moet dit lees in Afrikaans. Ek ken hom nie. 37. Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou daai en dit is daai faith and reason wat ek net vir jou gesê, daai verstand is hy besny ons harte en ons verander en dan is dit ook ons denke wat verander en dit bepaal hoe ons sit, staan, loop, be. En daai dat sy beeld is dat ons kan redeneer. Dit onderskei ons. Dit af van alle ander created beings. So van diere, van plante, van die feit dat ons kan redeneer en ons kan dink en ons kan in daai verhouding staan met mekaar. Dit is sy beeld. Dit is ons kan dink, filosofie. Ons doen ook filosofie en kritiese denke. Daai wat jy nou gesê het van my kind, dit is iets wat wou nie gehad het my kind moet net glo want ek sê so nie. En my ouerskapstegnieke wat ek nie geweet het, ek het besef ek gaan my kind doodslaan as ek net moet slaan, want ek sê so en jy moet doen wat ek sê en daarom gaan en dis net wat ek so sê, ek wil jy moet verstaan en daai verstaan hoekom ek sê moet nie aan die hairstraightener vat nie, want hy gaan jou brand. Ek gee vir jou rede, ek gee vir jou en ek en 'n nagevolg. En 'n gevolg. Ek verduidelik vir die positiewe en die negatiewe of die negatiewe, die nagevolge. En ek dink dit het gemaak dat hy makliker vra oor hoekom. En ek dink dit is so belangrik dat ons as ouers dit met ons kinders doen en toelaat. Dis nie oor dat hulle jou autoriteit bevraagteken nie, dis oor dat hulle verstaan nie, maar as hulle gaan verstaan, en as ons redeneer, gaan hulle beter verstaan. So dit is en daai as ek dink nou in apologetiek, ons praat van 1 Petrus 3:15, nou daar's baie teksverse waar God sê weet wat jy glo en hoop en so, maar dit is die kernvers wat baie na verwys, in julle harte moet daar heilige eerbied wees vir Christus die Here. En dan wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduidelik en eis oor die hoop wat in julle lewe. So wat is ons hoop en hoe verduidelik ons dit? Hoekom het jy hoop? En dan maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. So ons moet weet wie is God en dat hy heilig is. En dan sorg dat julle gewete skoon bly sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daarom skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. En Adrian, jy het net gesê dat die werk en die poste wat jy kan kry, is dat mense, dat dit nie, ons is 'n remnant en ons gaan oppositie kry, maar dan terselfdertyd as mense weet wie jy dien, kan hulle daai karaktereienskappe, daai deugde, virtue, dat jy God 'n man is met deugde en daarom kan jy jou juis aanstel. Hulle moet jou juis vertrou want jy gaan nie korrup wees nie en jy gaan nie jou eie beste wil hê ensovoorts nie. Dit is so, ek dink die ding is ek word nou weer herinner aan Jesus se woorde wat sê die wêreld gaan julle haat vir my as gevolg van my for my name's sake. Ek dink ook heeltyd in Engels.
En ek dink en ek sou kuier daarmee. Verstaan, ek is 100% okay daarmee. Ek dink die mense verstaan dit altyd nie, maar dit is ek dink dit Paulus som dit op goed en jy het dit nou gesê, to live is Christ and to die is gain. En ek het 'n paar prioriteite in my lewe wat sal ek sê as ek dit nou 'n top 5 moet doen, is dit God, is dit my vrou en my kinders, en dan is dit my ministry, en dan is dit werk. So dis my priorities en in korrekte prioriteitsorde, en ek is fyn daarmee as selfs nommer 2 bietjie shots vat as gevolg van nommer 1. En die ironie is, nommer 2 gaan nie eintlik shots vat of minder shots vat as gevolg van my priority wat nommer 1 is. En ek dink dis ook die ding waar daai hongerte in ons kweek, of daai earnestness, wat sê Afrikaans, erns in ons kweek, om mense te vertel van Christus, want ons weet, lewe word nie noodwendig makliker nie, maar dit word beter, as ek dit so kan stel. Dit is baie kontrasterend, teendeel, ek dink lewe word moeiliker, as jy regtig saam met Christus loop, maar is nog steeds beter, en jou prioriteite verander, en goeders maak nie meer so seer soos wat dit het, of sal normaalweg nie. Die dips is nog steeds daar, maar jy's vinniger uit. Jy's nie meer, ek was vir weke aan een kon ek in dips gewees het, of in 'n mire, jy weet, in die sludge vasgesit het, en in die modder vasgesit het, en nou is dit soos, okay, ek besef ek is in dit, okay Here, wat moet ek leer, wat is die besig om vir my te sê, wat is al 'n aanval op my, wat moet ek verstaan, en die ding is vir al daai vrae, het ek alreeds 'n antwoord uit either die woord, exactly, of uit ondervinding van die vorige kere wat ek in dit was, wat hy my uit dit uitgebring het. En dis die beauty van 'n journey met Christus, om daai volle vertroue in sy vermoëns te kan hê, en te weet, ek het al my werk verloor, hierdie keer sal fyn wees. Ek het al 'n hond verloor, ek is nou 'n simpel voorbeeld, maar dis dramaties, dis verlies, dis dood. Exactly. Ek dink nou aan dadelik daai wat ek gesê het in Romeine 2, 27-29. And there's not the circumcision of the flesh anymore, but the heart. En dan die laaste vers in 29 sê hy, not for the praise from men, but for the praise from God. Yes. En so wat jy nou sê is die gaan dit nou in Engels sê, slander, rejection, curse, wat ons ook al in die wêreld, want ons is in die wêreld nie, maar nie deel van die wêreld nie, wat ons ook al as gelowiges gaan dan beleef, wat se oppositie en teenstand ons gaan beleef, irrelevant van waar dit is, gaan ons kan staan, want dit is nie jy as mens wat my lof gaan besing, of my hoef mooi woorde te sê, of my gaan bemoedig nie, ek kan dit eintlik glad nie van jou verwag as jy nie die Here dien nie. Inteendeel moet die presiese teenoorgestelde van jou verwag, want you don't know, and you don't understand. Maar dan for the praise from God. So aan die einde van die dag, wat ander gesê het, of gedoen het, of om te gaan en te sê, Here, maar het ek u eer gebring, en dan bevestig my, is daar in ene om te kyk na wat het ek gedoen, en hoe het ek opgetree, en het ek u eer gebring, het ek opgestaan vir dit wat reg is, want Adrian, dit is ook iets wat ek moes leer, is om te kommunikeer wat aanvaarbaar is teenoor my ook. En dit is om te staan vir dit wat waar is, dat as 'n kind van God, hoef dit nie toe te laat dat jy my abuse nie. Dit is nie wat Jesus sê nie, tensy dit vir die geloof is. Verstaan, as ek dan gemater word, as jy my vloek en skel, en oor ek 'n Christen is, dan staan ek, en dan is dit soos, Here, herstel, en gee dit ek amper, ek hou van vleis wat gepreserveer was, my oupa en ouma was boere, so, en dan het hulle mos 'n vetlaagie, as hulle het dan 'n vetlaagie opgesit, nou dis hoe ek voel, oor dat ons regtig 'n vetlaagie het, van, wat laat ek toe, wat laat ek toe, om my hart te kon verander, is dit waarheid, ons, John Groble het ook 'n kursus, Virtuous Communication, en om te sê, hierdie gedrag maak my so voel, maar,
wat is dit wat waar is? Amen. So as ek verwerping beleef, dit maak my voel angstig of alleen of uitgesluit of wat ook al. Dis en hierdie gedrag maak my so van, maar wat is waar? Wat sê God van my? Wie is hy? Wat is wat for the praise from God? En dan om daai waarheen en ek dink dit is daar waar apologetiek is, wat is waar? Wat is waarheid? What is truth? Want as ons daai en dit gaan hand aan hand met denke, met filosofie. En ons moet dan die waarhede vashou aan want truth corresponds with reality. So wat is die werklikheid? Wat is die realiteit? Wat is die waarheid? Finansies, siekte, dood, verlies, oorlog, natuurrampe, noem die sleg wat ons beleef en sien in die wêreld, maar die waarheid is. En die waarheid is die realiteit en die waarheid is waarop ons kan staan en kan vashou. En dan het ons our blessed assurance. So dat soos daai voel, Here, dit wat hierdie een, ek is al gevloek, maar ordentlik gevloek. Ek het 'n voice recording van 'n uur lank waar ek baie mooi vertel is hoe ongoddelik ek is en dan daai om dit nie hard te vat nie en dan vat jy daai dip en dink ek, Here, dit is die oppositie en die teenstand, maar dit is weer dat wie ook al beswaar maak, wees en jy 'n clear consciousness, 'n skoon gewete en is jy in lyn met God se wil? En ek hou ook van kommunikasie, daai einste. So ons reaksie, Adrian, is 3, en dit is wat ek my kinders probeer leer, is ons moet kom by ek is jammer. Vergewe my asseblief. So Adrian, as ek op enige manier iets aan jou gedoen het, wat nie aan jou kommunikeer, you are created, you are God's creation, en jy sê vir my, dat hoe ek met jou gemaak het, is nie okay met jou nie, moet ek kom by minder vir myself, en ek is jammer, vergewe my asseblief. Maar die ander 3 is ek justify, deny en accuse. Wie dink jy is jy? Of dis nie wat ek bedoel het nie. Ag nee, kom man. Verstaan, dis so. En om nie dit te doen nie. En dit is met verhoudings met my kinders met mekaar, ek met my kinders, ek in my huwelik, ek met waar jy bedien, waar jy leef, is om as ek opgetree het wat jou ongeregtig is teenoor jou, kan ek sê ek is jammer en ek dink wat ons as baie doen as mens is, maar ek het dit nie lelik bedoel nie. Maar as jy dit sleg ervaar het, ek is jammer. Ek is jammer, maar dan moet ek ook die vrymoedigheid hê om vir jou te kan sê, hoe jy met my gemaak het, is nie vir my aanvaarbaar nie. En dan ook nie verwag dat jy net gaan sê noodwendig jammer nie, jy kan verwag dat jy gaan deny, accuse of justify. Maar dat ek weet dan ten minste ek het vir jou gesê hoe jy vir my kan lief wees, hoe jy vir my beter kan lief wees of nie. En dit is weer verhouding. So Dis awesome. Ek like dit. En ek dink is belangrik soos jy sê met die kommunikasie is die probleem word nie altyd dadelik opgelos nie, maar jy plant dalk 'n saadjie en daai persoon gaan dink daaroor of jy gaan dink daaroor en dinge verander. Verstaan, dit gee God die geleentheid om te werk in jou hart. En ek sien dit in my huwelik ook. En dit het my ook dit my lank gevat om op 'n punt te kom waar die Here vir my die vrymoedigheid gegee het om of wat kan ek sê, waar ek die vrymoedigheid geleer het om jammer te kan sê en vir vergifnis te vra as ek verkeerd was. En selfs al is dit die kleinste dingetjies, soos jy sê, of die geringste dingetjie, die ding wat jy sê, ek het dit nie heeltemal bedoel nie, maar eintlik het die persoon dit sleg ervaar, dan het jy tog 'n offense gelewer, right? En dan moet jy eintlik die guts hê. Dit is eintlik die boldness hê om jammer te sê. Ja, dit is so half 'n bittersoete kombinasie. Maar dit maak alles beter, dit maak. En dis die ding is Jesus gee vir ons hierdie goed. Hy gee vir ons, ek meen dis so cliché, maar daai ding van die Bible, jy weet die acronym basic instructions before leaving earth. En dit is eintlik presies wat dit is. Right, dit is 'n manual vir ons. En ek meen ons self stukke, daar's 'n stuk in die Bybel wat sê met Jesus sê ek sit voor julle lewe en dood en dan sê hy, dan gee hy nog vir ons die antwoord ook. En ek het die ander dag die joke gemaak in die show wat ek vir 'n ou gesê het. Soos imagine jy skryf 'n toets en jy hulle sit die toets vir jou neer, maar hulle gee ook vir jou die antwoorde
soos wat, hoe gaan jy doen aan daai toets? Ek sê, jy gaan regtig stupid wees om nie ten minste 95% te kry nie, right? Jy gaan regtig dom moet wees. En dis wat Jesus vir ons doen, hy gee vir ons die toets en hy gee vir ons die antwoord en hy sê, hierso skryf net daai antwoord neer, dan kry jy 100%. Jy kan nie minder as 100% kry nie, jy kan ieder 100% of 0% kry. En dis ook die mooi ding van die koninkryk, daar's een antwoord. Jy is ieder reg of verkeerd. Daar's nie 'n middeweg nie, daar's nie 'n 60% of 'n 70% nie. Daarom sê Jesus vir ons, neem jou kruis op elke dag en volg my. En dis vir my so mooi, iemand het die ander dag vir my uitgelig. Jesus sê nêrens vir ons believe in me nie. Hy sê volg my. Hy sê volg my. Paulus hulle praat later van glo, as jy glo en jy confess en jy weet dan sal jy gered word. Jesus sê volg my. Volg my. Hy praat van faith en al sulke goeders, maar en hy vra sy disippels partykeer, do you believe? Nee? Maar hy sê nooit, sy opdrag was, volg my. So wat beteken ons moet hom imitate, ons moet hom volg. Ons moet nie net glo nie, met eintlik om het 'n lang storie kort te maak, belief is nie noodwendig goed genoeg nie. Ek dink jy kan gered word, ek sê nie jy is jou salvation prys nie, julle mense gaan nou uithaal oor hierdie, maar ek sê nie julle gaan hel toe as julle net glo nie, maar ek sê as jy regtig 'n geesvervulde lewe wil lei saam met Christus, dan moet jy hom volg. Nou, Orlando, wat ek 'n bietjie vroeër gesê het, is ons hoor ons moet. En die hartsverandering wat ons ondergaan, as ons weet wie hy is ek wil. Yes. Nee, ek wil hom volg. Soos ek weet dat ek weet waarvan is ek vry. En ek weet dat ek wil nooit weer teruggaan nie. Ek is soos Here, dankie elke dag, dankie dat U my gered het, dankie dat U waar is, dankie dat U lewe, ek wil gaan, ek wil beter verstaan, ek wil U woord lees, ek wil dit luister, ek wil hoor wat is die beste, oor ek weet waar was ek, en dan raak dit nie ek moet nie, dan is daai oortuiging van my hart, dit wat my beweeg, is my wil, maar my wil is in lyn met sy wil, oor dat ek verstaan, en dit is daai wat in Kolossense, dat ek verstaan hierdie misterie van God, as ek verstaan wie Jesus is, as ek regtig weet wat hy vir my gedoen het, want ons hoor die dood, en ons hoor die kruisiging, en die opstanding, maar wat beteken dit? Wat does it mean? En my kind het gevra, wat 'n wrede vader om sy seun te laat sterf, en dan as jy lees en jy sien maar Jesus wil dit, wou dit, het dit in obedience gedoen, dit was 'n wilsbesluit wat hy gemaak het om aarde toe te kom, om te kom leef, om die slander, rejection en die hele, as jy die aanloop kyk na die kruis toe, hy het presies toegelaat, laat wat gebeur, wanneer gebeur, hoe dit gebeur, hy het dit toegelaat, al in sy volle menswees, was dit, hy het geweet, hy gaan pyn beleef en dood, maar in sy divine being, het hy geweet, dit is wat nodig is vir mensdom, om vry te kan wees van ons sonde, en dan is ons weer by die perfekte lam, en dan kom ons by, daar kon niemand anders, kon gesterf het nie, want ons almal het sonde, en dan is dit daar hoop, en ek dink, ons kyk na die kruis, maar dan moet ons kyk na die opstanding saam met dit, absoluut. En dis waar ons vashou, is hy het werklik opgestaan, en in apologetiek, so apologetics, jy kry verskillende bene van apologetiek, so twee waarna ek nou net gaan verwys, presuppositional apologetics en classical apologetics. Nou, presupposition is wat ek en jy nou doen, ons praat die Bybel sê, die Bybel sê, so I presuppose the Bible is true. Nou, ek sê nie die Bybel is nie waar nie, ek sê nie, ek kan dit met jou doen, Adrian, en met ander wat gelowiges is, maar ja, want 'n ander ou gaan vir jou vra, maar wie sê die Bybel is waar? Dis nou presies. En wie dan sê dit is nie net 'n klomp ouens wat die boek geskryf het nie, en dan moet jy die feite kan gee, dis geskryf deur soveel mense oor soveel jare, ons het die Dead Sea Scrolls, ons het dit, en verstaan jy, dit is so daar is jy besig om apologetiek te doen. Ja, exactly, En maar so is dit die ander kant. Die classical apologetics begin nog nie eers by die Bybel nie, ons begin by what is truth.
wat is waarheid. Ek hoor ja. En dan as jy so jy het byt om daarvan baie van Wes-Afrika af. Ja. Ek hoor ja. What is truth? En dan kom ons by God. Ja. Is God werklik en waar? En dan is daar baie argumente wat ons volg om te sê daar is 'n divine being. Daar is en dis nou wat ons sê, daar is 'n being outside of time, matter and space. En dan daar's so baie Christene wat ek dink actually apologetics doen sonder dat hulle dit weet. Ja. En ek dink dis die beauty van apologetics. Ek sê nie almal moet 'n apologist word nie. Ek sê nie almal moet jy moet maar dit gaan oor die Bybel sê my people perish from a lack of understanding and lack of knowledge. En ek dink soos ons moet hierdie goeters ken. Ons moet weet wat is die Dead Sea Scrolls. Ons moet weet wat is verstaan jy die apokryfe. Ons moet daai goed weet. Jy hoef nie presies te weet en presies die geskiedenis en so aan nie, maar jy moet weet as 'n moslim na jou toe kom en sê Mohammed was die Messias, dan kan jy sê, oorie maar Mohammed het 500 jaar na Jesus geleef. Hoe kan hy die Messias wees? Hy het dan oor Jesus gepraat. Hy het 'n goeie aansien op Jesus gehad. Hy het net gesê Jesus is nie Christus nie. Maar in elk geval, ja. Adrian en ek wil eintlik sê ons almal moet. Dis nou daar wil ek moet bysit. Okay, cool. Ek bly jy sê dit. Ek bly jy sê dit. En nie weer nie moet oor dit wet is nie. Maar wat ons wil. Ja. Ek wil. Ek as gelowiges, as ons werklik weet waarvan ons vry is en ek weet jy as my baber of jy as my kind se maat of jy as my vriendin of jy as die een wat saam met my elke dag skool toe ry en jou kind aflaai. As ek sien jy het nie hoop nie en jy glo nie, ek wil vir jou sê daar's hoop en ek wil reg staan met 'n antwoord en ag Adrian, in apologetiek seker 'n vraag wat opkom is God and evil. Ja. Hoe as God 'n goeie God is, beleef ons evil? Hoekom laat hy dit toe? Ja. En nou net die vraag is verkeerd. Of hoekom het hy vir Satan geskep? As hy geweet het Satan gaan evil word. Hoor jy? Daar is so 'n wonderlike antwoord op hierdie vraag en een wat hoop gee. En daarom as gelowiges wil ek die dringendheid wat in ons harte moet wees en nie oor 'n wet nie, maar wil wees, as ons nou hartsbesnydings ondergaan het, is dit ek wil verander deel en daarom is dit 'n roep en our witness, ons is almal geroep om te gaan getuig van dit wat God gedoen het en wie hy is. Exactly. En dit is apologetiek. Ja. En ek dink net waar ons vandag is in spesifiek in Suid-Afrika maar internasionaal ook. Ons kan nie meer sê God se woord sê nie. Nie oor dit nie waar is nie en dit nie besny ons harte kan kom besny en waarhede en vasmaak in ons lewens nie. Maar oor die sosiale media en as ek sê sosiale media dan klink dit nou net TikTok en dis nie net TikTok nie. Ek praat van programme, flieks, nuus, billboards, alles wat ons so van baie sien. Dit gee vir ons idees en as dit ons besnydings van ons hart is, dan gaan ons hopeloos wees. Dan gaan ons kom by 'n plek waar ons oorweldig voel met die uitdagings van hierdie lewe. En daarom as gelowiges het ons nodig om te weet wat is waar en reg te staan met 'n antwoord. Ek is net bang ek vergeet om onthou nou, jy het gepraat van die moslim en jy het praat van ons gaan nie mense oortuig nie. Dit is nie ons werk nie, dis die Heilige Gees, maar Greg Koukl het 'n boek geskryf Tactics. En dis tegnieke wat hy ons leer en al wat in kort wat hy sê is sit 'n klippie in mense se skoene. So sit daai klippie in daai mense se skoene. Daar iets is wat hulle is bewus. Jy kan nie gaan draf of stap met 'n klippie. Eers moet jy sê stop hierdie bus en soos wat ek moes sê stop hierdie bus. Ek het nodig om te hoor wat is waar en wat is reg en dan daarvolgens te leef. So ons het die klippie hoe die Here daai klippie laat uithaal, wanneer hy uithaal, hoe, maar ons het klippies in mense se skoen. En mag dit wees dat die Heilige Gees hulle kom oortuig van dit wat nie in sy wees en sy wil is nie. So apologetiek is wat is waarheid? Does God exist? Is wonderwerke moontlik? Is die Bybel waar? En dan kom ons by Jesus. Is Jesus waar? En wie was Jesus? En dan kom ons by okay, wat sê God se woord
En dan van daar af kan ons verder. So jy het eers nodig om te weet dat wat is leuns? Ons moet kan onderskei tussen wat ek hoor, is dit waar of nie. As bediening, so ons het 'n bediening begin, ons het 'n paar bene. Ons het 'n voltydse Bible College. Ons het 'n deeltydse Bible College. So Dinsdagoggende en Dinsdaagaande. Dis veral vir mense wat werkend is en nie voltyds kan net sê ek gaan voltyds wat nie. Ons voltyds is van 9, kom 8 uur, so ons het in die oggende of devotion of so. Maar intercession en so, en dan van 9 tot 12:30 is dit dan eerste jaar Bybelkunde. Dis nou baie narrowed down to biblical studies, biblical theology. Tweede jaar is systematic theology en so doktrines. En derde jaar is praktiese teologie. Dis nou baie vague en kort opgesom. Maar dan deeltyds doen ons net 'n oorsig van wat en ons gebruik die inductive Bible study method. So ons gee 'n metode leer ons om die Bybel te lees. Dat jy nie net die teksversie vat nie, maar 'n boek, wie dit skryf, wie dit skryf, waarom is dit geskryf, wat was die ekonomiese, sosiale konteks alles. En dan gaan ons deel dit in en sê kyk hierna. En dan reg aan die einde is hoe pas ons dit dan nou toe in ons lewens vandag. Deeltyds en dan ons 'n aanlyn Bible College, electronic Bible study. Dis cool. En ons doen konferensies en ons praat en met die baie ons klomp van ons wat ons meestersgrade doen by SES, Southern Evangelical Seminary in Amerika. Ons doen master's degrees in theology and apologetics. En met John destyds nog by Bible College het hy mense ontmoet wat Simon Bryce is met Rasha Christie betrokke in Suid-Afrika. Hy en sy vrou Nell Bryce het by SES geswat. Hulle het dissente wat oorkom en kom praat by hulle konferensies, dan begin klas gee. En so het ons van hulle al ontmoet. So wat jy net nou gevra het oor Apologetics SA, met die het ons nou fantastiese sprekers en kenners en scholars ontmoet van in die teologie en apologetics wêreld. Ek kan nie imagine. So, dit is goed om te weet, jy hou van hierdie, ek kan, as hulle oorkom, ek is altyd met jou reël vir 'n recording. Dit sal so cool wees. Ek het nou, ek ken apologetics al lank, ek het soos Dr. William Lane Craig, hulle gekyk, ek jy weet, baie van hierdie ouens wat, Ravi Zachariah, wat toe nou, tot goed gebeur al, maar in elk geval ek weet nie hoe waar. En jy weet nie waar. Ja, so ek gaan nie in op dit nie, maar ek het hulle gecheck en ek het hulle gelaat en toe het ek soos Wes Half hulle begin ontdek en goed. Ek het Wes Half begin kyk voordat hy opgeblaas het en toe ewe skielik toe check ek net hier is hierdie ou het nou opgeblaas en dit is vir my so cool want dit wys vir my daar's 'n hongerte in die wêreld vir die waarheid. Daar's 'n hongerte en ek sê altyd soos my simpelste, eenvoudigste verduideliking van hoe God operate is. Hier is hierdie as jy dit nou in fiksie wil verduidelik. Hier is hierdie massive radiotoring en hy stuur skynend niemand van ons kan hom sien nie, maar hierdie ding stuur 'n sein uit. Elke sekond, elke millisekond is hy konstant besig om sy frekwensies uit te stuur na ons harte toe. En daai ding is soos daai, jy weet daai doomsday movies of zombie movies of apocalypse movies wat hulle die radio en dan kom hierdie mayday, we found a safe spot here on this island of wat ook al en dis wat hierdie ding doen. Hy stuur net elke dag 'n mayday uit vir ons harte om terug te draai na God toe. En ek voel daai sein word al hoe sterker en al hoe sterker en dis nou iets wat nie met apologetics noodwendig bewys kan word nie. Kyk, ons is charismate evangeliste ook. So dit is juis en wat ek sê dit is die wet gee ons riglyne oor God het ons geskep en wat is sy wil en sy weë. Jesus het vir ons dit kom volmaak om vir ons te kom wys wat is dit en dan het hy ons kom sê met die Heilige Gees om te sê dis die Heilige Gees se werking. Maar die waarheid is ons word gebombardeer met leuns en hoe kan ons vashou aan dit wat waar is? God is werklik, wonderwerke is moontlik, sy woord is waar, Jesus is waar. Kom ons leer wie hy is en dan beweeg ons daarvolgens. Nou Edith Schaeffer het 'n boek geskryf The Tapestry. Dit is Francis Schaeffer se vrou en sy het gepraat hoe God besig is met hierdie tapisserie en ons stukkie is so klein in hierdie beautiful prentjie wat hy besig is om te skep, maar
met dit alles ons hierdie ontmoetings met mense en wanneer en hoe en dis amazing. So ons het ek het voorreg gehad om 2023 kon ek en John en Tilly die drie direkteure van Apologetics SA bietjie Amerika toe gaan na die SES konferensie en die principal, die hoof van SES, Southern Evangelical Seminary, Judge Jin Gin, ek sê Jin, Gin, hy het 'n praatjie gedoen, ek wonder of dit is Judge, hy is 'n judge gewees, so hulle noem hom Judge. Ek gaan 'n bietjie kyk, maar hy het gepraat van die Titanic as 'n metafoor en hoe daar noodsyne uitgestuur is en hulle nie geluister het nie. En hoe hulle toe ander skepe geroep het om hulle te gaan help. En hoe daar een gerespond het. Nou, vir my met apologetiek is die dringendheid, daar's mense wat besig is om te verdrink. En môre met 9/11 het ek net weer ons het voorheen gehad om Amerika toe te gaan en ons was in New York by die Memorial Site. Ground Zero. En ek daar gesit en jy sien al die mense wat dood is en ek onthou ek daai dringendheid gehad van hoeveel mense gaan dood vandag. En aborsies was swaar hard en hoeveel babas word vermoor. En hoe ons nie dringendheid het dat die waarheid uitgaan nie en daar's noodkrete word geskree. En is ons besig om ons bote te draai om te gaan met 'n dringendheid om waarheid te gaan deel, om te gaan getuig dat ons hoop, wie is ons hoop, hierdie mystery wat ons nou gelees het in Kolossense, dit is Jesus Christus, wat omdat ons kan verstaan, en daai verstaan gaan ons blessed assurance gee. En dan, ek nou hierdie jaar, wat ons nou so praat van divine purpose, daai koneksies, is, ek het hierdie jaar voorheen gehad om na Cross-Examined Instructors Academy toe gaan met Frank Tourette, toe ek hulle almal ontmoet. Yes, ek love daai Alicia Childers, Natasha Krein, een van die instrukteurs daar, het kom gee by ons klas, en Dr. Howe, en Richard Howe, en Rebecca Howe, en hulle het by ons kom klas gee, en hy is hy is 'n filosoof, en sy broer Thomas Howe. So ek was so voorreg om almal te ontmoet en ons het Monique Dusson, is 'n vriendin nou van my, sy was by ons konferensie, sy praat oor social justice. Kristen Davies het kom praat, sy was ook by ons konferensie, sy het kom praat oor AI. Carrie Davies oor beauty en Casey Laskin en sy span van die Discovery Institute oor science and evolution. So ons het al hierdie konferensies, ons het 2 konferensies 'n jaar, begin Maart is 'n vroukonferensie en Hoe weet ons nie van hierdie goed nie? Ons het dit ja, dit is so cool. Go to our website, Apologetics SA. As jy met vir almal goed stuur. Registreer vir ons nuusbrief, dan kry jy die inligting, ons so sosiale media, Instagram, Facebook en so. En gaan kyk ons Apologetics SA bestaan. Dit is so cool vir my, dankie Miles. Dit is so cool vir my. En nou want toe ek nou 'n bietjie soos toe hy vir my nou sê van jou en goed, is ek okay cool. En toe ek nou 'n bietjie gaan soek te kry Apologetics SA, so ek net so wow. Nie eens geweet dit bestaan nie. Ek weet eintlik net van Apologetics Canada, omdat Wes Half daar is. Maar ek het nie geweet daar is soos 'n paar instansies reg oor die wêreld nie. So dis so cool. Baie bedienings wat God se waarheid bevestig. Ek was laas jaar het ek voorheen gehad om Apologetics Uganda, was ek saam met Apologetics on Mission en Monique Dusson van Center of Biblical Unity het hulle my saamgevat. Ons praat nou van Apologetics Zimbabwe moontlik. Dis nou in die einde van die maand gaan een van ons moontlik sien toe. Dis cool. Hoe word julle gevang? Deur die Bybelskool of deur donasies of skryf vraag nogal gereeld? Nee, want ek net soos as mense as julle soos donasie tipe ding doen, jy weet pand of plug it nou. Dankie Adrian, ek waardeer. God is good. Ons kan net regtig en dis nie Christianese wat ek praat nie. Ons het ons eie slang. God, dit is goed en mag hy regtig al die eer kry. Ons het 'n klein hoeveelheid studente. Ons is besig met ons akkreditasie. Ons wil graag ons kurrikulum registreer vir 'n graad, dat ons in persoon 'n graad kan aanbied. En die in persoon rede is dat
daai fellowship of believers en daai geestelike groei wat ons ondergaan. Ek wou opgee, het hulle my kom haal en gesê kom sit, kan ons jou bemoedig, kan ons jou ondersteun. Deadlines gehad vir, dan sluit hulle my toe in die biblioteek, dan bring hulle vir my koffie en kos, dat ek my graad kan klaarmaak, want ek sê ek wil nie, kan nie meer nie. So ons wil dit graag hê vir die fellowship of believers. So ja, ek kan nie vir jou genoeg getuig hoe daar maande is dat ek kyk, dan dink ek ek het salaris om te betaal, en so ek doen die finansies, ek doen die betalings, en dan kyk ek, dan sê ek soos ek weet nie, dan sê ek waar, en dan is daar 'n donasie, en nog elke maand kon ons al ons rekening betaal, en dit is regtig, dit is regtig, ek kan nie, so ons studente fooi betaal nie eers ons salaris nie, en as ek sê salaris, almal van ons verdien nie eers salaris nie, die meeste van ons doen dit in geloof, en die Here is net getrou, hy is net, en jy het dit genoem net nou, hy voorsien op maniere waar ons net verstaan staan. My trip Amerika toe, vlugte is my betaal, verblyf is my betaal, my kursus is my betaal, kos is my betaal, ek onthou toe ek salaris kry, ek my eie besigheid ook, ek doen 'n bietjie verhuurings, en toe ek salaris kry, toe kan ek dan 'n paar geskenkies koop, van dis hoe min ek kon. Ek kon dit net nie doen in my eie en met ons nie, en but God. So dis maar my getuienis. So as donasies asseblief, dankie, en nou vir belastingdoeleindes moet jy asseblief sê donasie. Anders sien hulle dit as studente fooi, dan sien hulle as dit 'n inkomste, en dan betaal ons belasting daarop. So donasies is 'n goeie ding. Maar ek sal die mense eerder net na julle webwerf te verwys, en daarso is obviously soos 'n donations button of 'n give of wat ook al. Ons bankbesonderhede is daar, maar nog meer, asseblief gaan kyk na die online Bible College, die deeltydse Bible College. Het julle soos 'n YouTube channel, doen julle soos ek weet Wes Half hulle doen content met apologetics Canada. John Grobler het nou podcast begin record, so dit is ons is baie bewus deel van hierdie CIA training, hoe podcast, en so ek hou van Adrian wat dit reeds het. Ek dink is belangrik. Julle kan al julle mense na my toe stuur ook as julle wil. Asseblief, en dan so Radio Kansel is baie gaaf met ons, en hulle interview ook ons dosente en sprekers. So die Family of Virtues, Dr. Thomas McKay, hy gee nou klas daar by ons. Hy het 'n program op Radio Kansel. Ek dink is maandagmiddag 5:00. So my is ook een van die board members van SCS, en as jy verder wil swat in teologie, asseblief maak met ons kontak, want en hulle die online option wat cool is. Online, en ons vat ook hande met SATS. So as jy jou graad wil doen deur SATS, ons administreer dit, ons is administrateurs vir hulle ook met dit. En dan as jy verder wil swat in apologetiek, kan jy SCS met meer gemak aanbeveel nie. Dit is wonderlik om te leer wie God is, en net hoe hulle dit aanbied, en hulle doen classical apologetics. Love it. Cool, soos net baie dankie. Adrian, dankie vir jou. Dit was 'n lekker chat. Ek dink dit was 'n bietjie lank vir julle daar, maar vir ons het dit so verbygegaan. Want as jy eers in die Here soos bietjie dieper begin induik in die woord en in God en in sy goedheid, dan tyd is nie 'n faktor nie. En so dit was regtig lekker om jou hier te hê, en incredible story, en amazing die golden thread weer van waar God begin het en waar dit nou is. Dis nog nie die einde nie, maar waar dit nou is, en dis net so mooi. Ek het altyd gesê crazy, maar dink ek dis nie crazy nie. Al het mense gedink, daar's mense in die Bybel wat gedink het Jesus is ook mal en crazy. Ek dink daar's dele wat sy disippels selfs gedink het hy is bietjie van sy kop af. Maar dis mooi, dis so beautiful om dit te sien, en as jy hom ken, en ek wat nou al, ek dink jy's nou my naby aan 90ste gas, dan ek begin die golden thread nou al so vroeg sien in 'n ou se storie, maar dit word elke keer net vir my mooier om te sien hoe hy werk en hoe God werk. So dankie dat jy kom kuier het. Nee, dankie. Ek waardeer dit. Stuur asseblief alles vir my, en dan sal ek dit in die ding sit, en ek wil jou, soos ek gesê het, weer terugnooi, dan praat ons meer detail oor apologetics. Ek dink dit sal heavy cool wees, of as jy iemand anders wil assign of te kom. En dan wil ek net vir julle sê dankie. Ek wil vir julle ook vra, gaan ondersteun hulle. Dit hoef nie soos ek net met 'n donasie te wees nie, al gaan
check julle net hulle website uit en as jy dalk weet van iemand wat Bybelskool doen of jy wil dalk Bybelskool doen of jy het dalk net iemand nodig om mee te gesels of jy het dalk 'n bietjie oortuiging nodig of wat ook al, reik uit na hulle toe en ja, dan hopelik sien ons julle in die volgende episode. Ek wil vir julle net laaste keer sê, en dit is nou seker die derde keer in die episode wat ons dit gaan doen, net weer eens, ja, kom net na Jesus toe, ons het nou gepraat van moed en wil, en ek dink dit is 'n belangrike onderskeid om te tref, en ek dink die eerste keuse is 'n moedkeuse, en die tweede keuse is 'n wilkeuse, en ek moes my lewe uitsort, en ek het nie geweet hoe anders om dit te doen as deur Christus nie, so ek moes na hom toe gaan, en dan kom jy op 'n punt, hoe beter jy Jesus leer ken, kom jy op 'n punt waar jy besef, ek wil hom beter leer ken, ek wil meer van hom weet, ek wil leer wat aangaan, so kom na hom toe, is nie te laat nie, maar ja, dankie dat julle ingeskakel het, ons sien julle in die volgende episode, totsiens.